baie welkom vanmôre by ons diens. Dis Pinkstertyd, maar ons gaan nou nie 'n Pinkster boodskap hê vanmôre nie. Ek gaan steeds aan met Sefanja. Maar dit haal nie die wonderlikheid uit die tyd waarin ons is vir die volgende week of 2, naamlik Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is altyd wonderlik om hierdie tyd van die jaar die Here vars en opnuut te soek vir 'n vars uitstorting van sy Heilige Gees in ons eie lewens en vir hom te vra, Here, vul ons weer eens met u Heilige Gees. Verlede week het ons gekyk na die eerste gedeelte van die profesie van Sefanja hoofstuk 1. En ons het gesien dat die volk van God dubbelhartig was. Dit was die probleem, hulle dubbelhartigheid. Hulle sweer by God, maar hulle sweer ook by Milkom. En dis iets wat God absoluut verag. En dit is ook iets waarteen ons self altyd moet waak. Altyd, maar altyd, maar altyd moet ons harte onverdeeld op God gerig wees. Dis wat ons verlede week na gekyk het. Vandag gaan ons voort na die tweede deel van hierdie profesie. Die opskrif in ons Afrikaanse Bybels is: verootmoedig julle voor die wêreld gerig. As jy in jou Bybel kyk, sal jy sien daar's 2 hyfens op die oë. Voor die wêreld gerig. Verootmoedig julle voordat God se oordeel kom. In die King James, judgment on Judah's enemies. Guzik gee aan hierdie deel die opskrif, judgment against the nations. Ons tema vandag is, God gebruik die nasies vir sy plan. Ek gaan so 'n bietjie van 'n ander hoek af inkom met hierdie hoofstuk. Voordat ons in hierdie hoofstuk inbeweeg, kom ons bid net dat die Here sy woord aan ons harte sal seën. Here, ons is hier om te luister na die krag en die waarheid van u kosbare woord, u onveranderlike heilige woord, wat nooit gaan verander nie, wat nooit gaan vergaan nie. Sal u vanmôre die saad van die lewe in ons harte plant, vir ons leer om u woord beter te ken, sodat ons mense kan help. Dankie dat ons u woord het. Asseblief Here, in hierdie Pinkstertyd vra ons dat u ons weer opnuut sal vul met u Gees, met u volheid. Help ons om ons harte en ons lewens oop te stel vir u, Here. Daar is geen heerliker lewe as die volheidslewe nie. Vervul met die Gees van die Here. Sal u ons kom help? Sal u ons besoek, Here? Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Sefanja verskuif sy fokus nou weg van Juda, waarop hy gefokus het in hoofstuk 1, en hy profeteer en praat met die nasies rondom Juda. Hy fokus sy waarskuwings op die Filistyne na die weste, die Moabiete en Ammoniete in die ooste, Ethiopië in die suide, Assirië in die noorde. Nou ons gaan begin met die Filistyne vanmôre, want dis waar hy ook begin in sy profesie, en ek gaan 'n bietjie in detail praat oor die Filistyne, en dan sal ons vinnig kortliks raak aan die ander nasies, en dan sal ons hierdie boodskap saamvat. So hy begin met die Filistyne vanaf vers 4. Want Gaza sal verlate wees, en Askelon tot verwoesting. Asdod sal op die helder middag verdryf word, en Ekron sal ontwortel word. Hier is alle stede van die Filistyne. Weet die inwoners van die kusstreek, die nasie van die Kreteërs. Die woord van die Here is teen julle, Kanaan, land van die Filistyne. Ek verdelg jou sodat daar niemand meer woon nie. En die kusstreek sal weiplekke met putte wees vir herders en krale vir kleinvee. En dit sal wees 'n deel vir die oorblyfsel van die huis van Juda. Hulle sal daarop wei, en hulle sal saans in die huise van Askelon gaan lê, want die Here hulle God sal op hulle ag gee en hulle lot verander. Guzik skryf, hy sê, oordeel sal nie net teen Juda kom nie, maar dit sal ook teen die heidense nasies kom wat aan Juda grens. God beloof om die stede van die Filistyne te vernietig en daardie area as veiding vir sy volk te gee. Aangaande die Kreteërs, die woord Kreteërs, haal hy vir Byker aan wat skryf, die naam Kreteërs is 'n verwysing na hulle vroeë geografiese verbintenisse met die eiland Kreta in Griekeland. Nou, ons gaan bietjie na hulle kyk vanmôre.
ons gaan baie gesels oor die sogenaamde Kreteërs. Net vinnig oor die ander nasies voordat ons infokus op die Filistyne. Hy beweeg dan oor na die Moabiete en die Amoriete, vers 8 tot 11. Ek het gehoor van die smaattaal van Moab en die beskimpinge van die kinders van Ammon, waarmee hulle my volk gesmaad het en hoe hulle groot gehou het teen sy grondgebied. Daarom, so waar as wat ek leef, spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, Moab sal word soos Sodom en die kinders van Ammon soos Gomorra, 'n veld van brandnekels en soutpanne en 'n verwoesting vir ewig. Die oorblyfsel van my volk sal hulle berowe en die res van my nasie sal hulle beerwe. Dit oorkom hulle vir hulle trotsheid, want hulle het geskimp op en hulle het hulle groot gehou teen die volk van die Here van die leerskare. Vreeslik sal die Here teen hulle wees, want hy laat al die gode van die aarde wegkwyn, sodat hulle hom kan aanbid, elkeen uit sy woonplek, al die kuslande van die nasies. Ek sê eerstens het God na die weste gekyk, na die Filistyne, hy het na die ooste gekyk nou en hy praat met die Moabiete en die Ammoniete. God het beloof om hulle te oordeel en hulle tot 'n ewige verwoesting te bring. Hy haal dan vir Walker aan wat oor die Moabiete en die Ammoniete skryf. Hy sê die vergelyking van Moab en Ammon met Sodom en Gomorra is nie verrassend nie met 'n agneming van hulle oorsprong. Julle sal onthou dat Moab en Ammon was die nakomelinge uit die bloedskande verhouding tussen Lot en sy 2 dogters nadat hulle die verwoesting van Sodom en Gomorra ontvlug het. Dan draai hy na Ethiopiërs in die suide en hy sê vir hulle ook, julle ook Kusiete, deurboordes van my swaard is julle. En dan draai hy na die Assiriërs in die noorde en ons het al na hierdie verse gekyk toe ons gesels het oor Ninive, vers 13 tot 15. Dan sal hy sy hand uitsteek na die noorde en hy sal Assur vernietig en Ninive tot 'n verwoesting maak, dor soos die woestyn. En binne in die stad sal troppe vee lê en allerhande gediertes by troppe, die pelikaan sowel as die krimvarkie op sy kapitele vernag. Hoor, daar word gesing in die venster, verwoesting sit op die drempel, want hulle het die sederwerk afgeruk. Dit is die uitgelate stad wat so veilig gewoon het, wat in sy hart gesê het, dit is ek en niemand anders nie. Hoe het dit 'n verwoesting geword? 'n Lêplek vir wilde diere, almal wat daar verbytrek, spot en skud met die hand. Nou ons het in detail na Ninive en die val van Ninive gekyk en toe het ons gesien dat God het gesê Ninive sal vir ewig 'n woonplek wees van pelikane, krimpvarkies en uile en dis tot vandag toe so. Guzik sê God het die kring van oordeel tussen Israel se bure voltooi deur nou na Assirië en haar hoofstad Ninive in die noorde te kyk. Ninive wat 'n verlate stad sou word, geskik slegs vir bewoning deur diere en voëls. Ninive het sterk en selfversekerd gevoel, maar God het geweet hoe om haar laag te bring. Hier het die Here die beginsel van Jakobus 4 vers 6 vervul. God is teen die wat trots is, maar hy gee genade aan die nederiges. Sefanja noem nooit hoekom die nasies ryp vir oordeel was nie. Miskien het hy aanvaar dat sy lesers reeds bekend was met die profeseë van Amos, Jesaja en Nahum wat al hierdie volke se sondes mooi uitlê. Nou dat ons sien waaroor die hoofstuk gaan en waar Sefanja oor praat, kom ons kyk nou net vinnig na hierdie nasies afsonderlik. En ek gaan vanmôre, soos ek gesê het, 'n bietjie in fokus op die Filistyne en die sogenaamde Kreteërs. Nou vriende, die Filistyne was 'n doring in die vlees van God se mense vir baie lank. En die Filistyne het bestaan uit 'n vermenging van mense. Hulle het gekom oorspronklik van die eiland Kreta in Griekeland. Hulle was seevarende eilandbewoners en hulle het na die na Israel se kant toe begin beweeg vroeër jare en hulle het begin meng met die mense wat reeds in Kanaan woonagtig was. En baie vroeg al, lank voor die volk in Kanaan inbeweeg het, was hulle al daar. Die eerste beskrywing van hulle lees ons in Genesis 10 vers 14, 13 en 14. En Misraim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabite en Naftuhiete. Ek het gisterand gesit en wonder, hoe gaan ek hierdie reg uitspreek? En die Patrusite en die Kasluhiete, waaruit die Filistyne voortgekom het, en Kaftoriete.
Nou hierdie Kaftor is die eiland Kreta. Die meeste Bybelkenners is dit eens dat Kaftor die eiland Kreta in Griekeland is. Opgrawings van die Filistynse stad Asdod bevestig dat die Filistyne 'n baie sterk Griekse agtergrond gehad het en hulle het van Kreta af oorbeweeg met die Kanaaniete vermeng en die Filistyne begin vorm. In Deuteronomium 2 vers 23 lees ons ook het die Kaftoriete wat uit Kaftor afkomstig was, die Awiete wat in die dorpe tot by Gaza gewoon het verdelg en in hulle plek gaan woon. So dis hoe die Filistyne gekom het waar hulle was aan die noordwestelike kant van God se volk. Wanneer die geslagsregister van Genesis 10 weer herhaal word in 1 Kronieke 1, sien ons presies dieselfde verwysing. Sandri, as jy daai 1 Kronieke 1 vers 11 en 12 opsit, ek gaan nou nie weer daai verskriklike name lees nie, maar dit is presies dieselfde uiteensetting. Ook Amos noem dit so. Hy sê, is julle nie vir my, Amos 9 vers 7, soos die kinders van Kus nie, ook kinders van Israel? Het ek Israel nie laat optrek uit Egipte land en die Filistyne uit Kaftor of Kreta en die Arameërs uit Kir nie. Ook Jeremia in Jeremia 47 vers 4 sê, weens die dag wat kom om al die Filistyne tot niet te maak, om van Tyrus en Sidon die laaste een uit te roei wat kan help, want die Here maak die Filistyne tot niet, die oorblyfsel van die eiland Kaftor wat Kreta is. Nou opgrawings in die stad Askelon is gedoen tussen 1985 en 2016 onder leiding van Lawrence Steiger van Harvard en hulle het DNA-toetse gedoen op kinderoorskot daar en baie sterk DNA-ooreenkomste gevind met die mense van Kreta. Nou vriende, ons moet een ding mooi verstaan van die Filistyne. Hulle was nie dom mense nie. Ons praat nie hier van harige grotbewoners nie. Hulle het Griekse agtergrond gehad en hulle het toegang gehad tot 'n enorme intellektuele pool van kennis. Hulle het byvoorbeeld geweet hoe om met yster te werk, lank voor die Kanaaniete geweet het hoe om met yster te werk. Hulle het metallurgiese kennis saamgebring uit Griekeland uit. Hulle wapens was ver voor die wapens van die Kanaaniete. Terwyl die Kanaaniete en die volk van God nog met bronswapens geveg het, het hulle alreeds ystersmede gehad wat baie sterk en harde ysterwapens kon maak. Hulle het al hierdie kennis saam met hulle gebring uit die Griekse agtergrond. Hulle boogskutters was van die beste in daardie tyd. Wanneer koning Saul op Gilboa vasgekeer word deur die boogskutters, lees ons in 1 Kronieke 10 vers 3 dat Saul het gebewe van angs vir die skutters. Hoekom? Want die Filistyne se skutters, boogskutters was wyd en suid bekend. Hulle was intellektuele, beskaafde mense met gevorderde tegnologie en goeie wapentuig. Hulle was egter onbesnede afgodsdienaars. Hulle het Dagon, Baal en Astartes aanbid. 'n nasie wat nooit in geheel voor God sou buig nie, en daarom deur Sefanja en van die ander profete kom hulle onder die oordeel van God. Die Filistyne hou op om te bestaan as 'n nasie na die Babiloniese oorname van daardie gebied in omtrent die 6de eeu voor die Here Jesus, presies soos wat Sefanja en die ander profete geprofeteer het. Maar, en hierop wil ek 'n bietjie fokus vanmôre. Wat interessant is van die Filistyne, is die rol wat veral die direkte afstammelinge van die eiland Kreta gespeel het in die koningshuis van koning Dawid. Dawid se persoonlike leiwag het bestaan uit hierdie mense. Hulle was algemeen bekend as die Kreti en die Pleti. Wie van julle het al daai woorde gehoor? Die Kreti en die Pleti. Baie bekende term in die Ou Testament. Kreti beteken om af te sny en Pleti beteken vinnig of snel in die sin van boodskappers. En beide hierdie groepe, die Kreti en die Pleti wat die koninklike leiwag gevorm het, was elite Filistynse huursoldate. As 'n mens nie regtig gaan kyk in diepte na wat was die Kreti en die Pleti, en die Kreti staan natuurlik vir Kreta, die eiland waar hulle vandaan kom, die Kreteërs, dan besef 'n mens nie dat die mense wat vir koning Dawid en sy koningshuis beskerm het, was Filistyne nie.
Dit was nie mense van Juda nie. Die mense wat die naaste aan hom was in die paleis, sy persoonlike leiwagte, was Filistyne. Ons lees van hulle in die Ou Testament op verskeie plekke. Die vermoede is dat hulle 'n verbintenis met koning Dawid gevorm het na die hele saga by Siklag, nog voordat koning Dawid koning geword het. Die ding het as volg verloop, ons kyk vinnig daarna. Die jong Dawid vlug vir koning Saul, wat nog steeds die koning is. Hy en sy 600 man gaan bly tussen die Filistyne om te kan oorlewe. En hy bly vir 'n tyd by koning Agis in sy stad. Agis sê vir Dawid na 'n ruk, nee, weet jy wat, gaan bly met jou manne in Siklag. Ek gaan vir jou plek gee daar. Gaan bly in Siklag by die Kreteërs en julle kan daar bly en julle gesinne, julle vroue, julle kinders daar grootmaak. En hulle trek dan na Siklag toe, Dawid en sy 600 man en hulle gesinne, en hulle gaan woon tussen die Filistyne. Julle kan dit lees in 1 Samuel 27. Dan trek nog nie koning nie, maar klaar gesalf koning Dawid op saam met Agis om teen die vyande van die Filistyne te gaan veg, maar die ander Filistynse hoofde sê, nee, ons vertrou nie die man nie. Hy's nie 'n Filistyn nie, hy's 'n Judeer. Stuur hom terug, hy gaan teen ons draai in die geveg. En Agis kom by Dawid en hy sê, hoor ek vra groot om verskoning, jy sal moet teruggaan, die ander manne soek jou nie hierso nie. En Dawid en sy 600 trek terug na Siklag toe. En wanneer hulle daar aankom, het die Amalekiete die stad aangeval, verbrand, die vroue en die kinders en alles weggevoer. Dit was seker een van die grootste laagtepunte van koning Dawid se lewe. Julle sal onthou dat as jy Samuel lees, dat Dawid het daar vir sy lewe gevrees. Die manne was so kwaad vir hom, hulle wou hom stenig. Hulle wou hom doodmaak. En dan sê die woord vir ons, maar Dawid het homself versterk in die Here. En hy roep tot God en hy sê vir die Here, wat moet ek doen? Moet ek hierdie Amalekiete agterna jaag? En die Here sê vir hom, agtervolg, jy sal sekerlik oorwin. En Dawid en sy 600 is agter die Amalekiete aan. En ons lees in 1 Samuel 30 vers 13 dat hulle kom op 'n Egiptiese slaaf af. En Dawid vra vir hom, aan wie behoort jy? 1 Samuel 30 vers 13 tot 15. En waar kom jy vandaan? En hy sê, ek is 'n Egiptiese seun, die slaaf van 'n Amalekitiese man. My Heer het my laat agterbly omdat ek 3 dae gelede siek geword het. Ons het 'n inval gedoen in die suidland van die Kreteërs en in die van Juda en in die suidland van Kaleb en Siklag met vuur verbrand. En Dawid vra vir hom, sal jy my afbring na hierdie bende? En hy sê, sweer vir my by God dat u my nie sal doodmaak en my nie sal uitlewer in die hand van my Heer nie, dan sal ek u afbring na hierdie bende. En dan kom Dawid op hierdie bende af en hy en sy 600 verslaan en hy red al die vroue en al die kinders, sy eie vroue, sy eie kinders en die kinders en vroue van die mans en die res van Siklag, die Filistyne se vroue en kinders ook. 1 Samuel 30, 18 en 19. So het Dawid dan alles gered wat die Amalekiete saamgeneem het. Ook sy 2 vroue het Dawid bevry. Niks van hulle is vermis nie, klein en groot, seuns of dogters of iets van die buit. Niks van alles wat hulle vir hulle saamgeneem het. Dawid het alles teruggebring. En hier gebeur iets tussen Dawid en die Kreteërs van Siklag. Dis asof daar 'n geweldige heldeverering in hulle ontstaan het vir koning Dawid. En hulle kry in koning Dawid 'n ongelooflike lojaliteit. En uit hulle kies Dawid wanneer hy koning word, die Kreti en die Pleti. Die sogenaamde Royal Guard of die koninklike wag. En hy stel as bevelvoerder oor hulle aan Benaja, die seun van Jojada. 'n baie dapper soldaat en 'n afstammeling van Aaron die hoëpriester. Ons lees in 2 Samuel 8 vers 18, en Benaja die seun van Jojada was oor die Kreti en die Pleti en die seuns van Dawid was priesters. Nou Benaja was een van die 3 tophelde van koning Dawid en 'n indrukwekkende soldaat. Ons lees van hom in 2 Samuel 23 vers 20. Verder Benaja die seun van Jojada, 'n sterk man groot van daad uit Kapseel. Hy het 2 groot helde van Moab verslaan en hy het afgegaan en 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag.
Dit het Benaja die seun van Jojada gedoen en hy het 'n naam gehad onder die 3 helde. Hy was 'n onverskrokke soldaat van die hoogste kaliber, naby aan Dawid, en Dawid sê vir hom, jy gaan vir my oor die Kreti en die Pleti wees. Die koninklike wag sit ek in jou hande. Die koninklike wag se werk was tweeledig. Die beskerming van die koningshuis en die bloedlyn van Dawid, en die oordra van baie geheime boodskappe namens die koningshuis. Waarom het Dawid buitelanders gebruik vir hierdie werk? Sal 'n mens vra. Hoekom gebruik hy nie mense van sy eie van Juda nie? Nommer 1, hulle was betaalde huursoldate en daarom polities neutraal. Hulle het nie kant gevat nie. Solank as wat hulle goed betaal is en hulle lojaliteit aan Dawid behou het, het hulle werk gedoen. Tweedens, die Kreti en die Pleti het teregstellings uitgevoer onder Benaja. En hulle was ook neutraal in die verband. So geen van die familie van 'n tereggestelde kon kwaad wees vir iemand in Juda nie, want dit was 'n Filistynse soldaat wat die teregstelling gedoen het. So dit was baie prakties waarom Dawid hulle aangestel het. En hulle beskerm die huis van Dawid onverskrokke. Tydens die opstand van Absalom sien ons hulle by Dawid, 2 Samuel 15, 17, 18. En toe die koning met al die mense agter hom aan uittrek, het hy by hulle bly staan by die verste huis, onderwyl al sy dienaars langs hom verbytrek, ook die Kreti en die Pleti, ook al die Getiete, 600 man wat uit Gat agter hom aangekom het, voor die koning verbytrek. Verskoning. Die toewyding van hierdie uitlanders wat koning Dawid gedien het, blyk duidelik uit die volgende gesprek. 'n Gesprek tussen Dawid en Itai, wat 'n Getiet was, en ook in Dawid se diens. 2 Samuel 15 vers 19. Die koning sê vir Itai die Getiet, waarvoor sal jy met ons saamgaan? Draai om, bly by die koning, want jy's 'n uitlander en ook 'n balling uit jou woonplek. Jy het gister gekom en vandag sou ek jou laat rondswerwe om saam met ons te trek, terwyl ek nie weet waarheen ek gaan nie. Draai om, bring jou broers terug, mag guns en trou met jou wees. Maar Itai het die koning geantwoord en gesê, so waar as die Here leef, en my heer die koning leef voorwaar, op die plek waar my heer die koning sal wees vir dood of vir lewe, daar sal u dienaar sekerlik ook wees. Toe sê Dawid vir Itai, gaan, trek dan verby, en Itai die Getiet het verbygetrek met al sy manne en al die kinders wat by hom was. Ons sien tussen Dawid en hierdie Filistynse mense 'n ongelooflike sterk verhouding. Met die latere opstand van Seba teen koning Dawid sien ons hulle weer. 2 Samuel 20 vers 6 en 7. Vers 7. En daar het uitgetrek agter hom aan die manne van Joab en die Kreti en die Pleti en al die helde, en hulle het uit Jerusalem uitgetrek om Seba die seun van Bichri agterna te jag. Wanneer koning Dawid se dood nader en hy wil vir Salomo op die troon sit, kom een van die ander seuns, Adonai, en hy lei 'n opstand om die troon van Dawid oor te neem. En weer eens maak die Kreti en die Pleti seker dat koning Dawid se opvolgeling Salomo op die troon van Israel geplaas word. Julle kan daardie geskiedenis gaan lees in 1 Konings 1 en hoe dat hy vir Sadok die priester en Benaja en die Kreti en die Pleti gebruik het om seker te maak dat Salomo op die regte tyd gesalf word en dat hy in plek kom op die troon van Jerusalem. Later in die geskiedenis, wanneer Satan deur die bose Atalia die bloedvlyn van Dawid probeer breek, sien ons hulle weer, die Kreti en die Pleti, 2 Konings 11, julle kan dit gaan lees. Hierdie hoogs opgeleide Filistynse soldate, wat vuriglik lojaal was aan Dawid en die koningshuis. Nou vriende, God het hulle kragtig gebruik om 'n baie belangrike werk te doen. Hulle het die bloedlyn van die Messias bewaar en beskerm. Die Kreti en die Pleti was verantwoordelik om die bloedlyn van Dawid deur die generasies te beskerm, en hulle het dit gedoen foutloos, absoluut lojaal. En God gebruik hierdie afgodsdienaars, Filistyne, om die bloedlyn van die Messias
te bewaar en te beskerm, die wortel van Israel. En wat interessant is dat alhoewel hulle lojaal aan koning Dawid was, het hulle nooit hulle afgode afgesweer nie. Hulle het nooit Judeërs geword nie. Hulle het Filistyne gebly, die Kreteërs. En daarom sê God deur Sefanja, ek gaan julle verwyder. Ek gaan julle oordeel. Ek kom nou weer terug soontoe. Wat van die Moabiete? In die 8ste eeu voor Christus word hulle 'n deel van Assirië en in 582 word hulle totaal vernietig deur die Babiloniërs en hou op om te bestaan as 'n volk. Soos die profete van God voorspel het, verdwyn hulle totaal uit die geskiedenis. Maar onthou julle vir Rut die Moabitiese vrou wat God uit Moab uitvat en hy bring haar in die bloedlyn van die Messias in en sy word die ouma grootjie van koning Dawid. Ook die Amoriete word in hierdie tyd opgeneem in die groter moondhede en die groter breër samelewings wat sou ontwikkel. Die Assiriërs, soos ons gesien het hulle heeltemal verdwyn toe Ninive val. Die Ethiopiërs, baie interessant. En Ethiopië word saam met Egipte in 525 voor Christus ingeval deur die Persiese koning Kambyses. En dit sou 'n einde bring aan hulle dominansie in die vrugbare Nylstreke, presies soos Sefanja dit voorspel het. Maar dan sien ons in hoofstuk 3 vers 10 waarby ons kom volgende week dat God sê hulle sal weer my naam aanroep. En dan sien ons ook dat dit in vervulling gaan wanneer die Ethiopiese hofdienaar in Handelinge deur Filippus gedoop word en Ethiopië word een van die eerste Christelike nasies in die 4de eeu onder koning Ezana, net soos wat God deur Sefanja gesê het. Kom ons begin hierdie boodskap saamvat. Hier in Sefanja, soos in baie ander gedeeltes van God se woord, sien ons duidelik dat God oor al die nasies heers. Hy stel konings aan, hy stel konings af en hy bepaal die lotsgevalle van nasies. En God gebruik die nasies van hierdie wêreld om sy heilige wil uit te voer, maak nie saak of hulle hom dien of nie. Tereg vra die psalmis in Psalm 2 vers 1, waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? En hier vriende, hier in Sefanja sien ons hierdie kragtige waarheid in die woord van die Here. God gebruik die nasies, die wat hom dien, die wat hom nie dien nie. Almal word in God se diens gebruik om sy wil uit te voer. Niks van God onkant nie, vriende. God is ver voor ons in die geskiedenis. God was voor hierdie wêreld en God is al reeds biljoene jare na hierdie wêreld. Hy weet alles en hy beheer die nasies om sy wil te volbring. God het die beste soldate van die afgode dienende Filistyne gebruik om die bloedlyn van sy seun te beskerm. Waarom? Sodat sy heilige wil en sy heilige woord volbring sal word. Hy het die Moabiete gebruik en die Amoriete, die Egiptenare en die Kusiete, die Assiriërs en die Babiloniërs, die Meders en die Perse, die Grieke en die Romeine en al hierdie nasies se konings en keisers. God gebruik die nasies reg deur die eeue om sy heilige wil te volbring. Nou ek en jy kan nie nou onmoontlik alles verstaan hoe kompleks God dit doen nie. Maar wanneer ons aan die ander kant van die ewigheid is en ons is in sy heerlikheid sal ons alles verstaan. En dan sal ons duidelik sien hoe God alles deur die eeue geweef het. Deur die verskillende nasies, deur die verskillende volke, deur die verskillende konings en keisers om seker te maak deur elke nasie, elke stam en elke taal om een doelwit te bereik. Die verheerliking van sy seun. Die koningskap van ons Messias. Kom ons gaan net gou weer terug na Psalm 2. 'n Psalm wat open met die vraag, waarom woel die nasies? Wat is die opskrif van hierdie Psalm? Stryd en oorwinning van die Messias. Dis waaroor Psalm 2 gaan. In die King James, the reign of the Lord's anointed. Kom ons lees net gou hierdie Psalm, is nie lank nie.
Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde, hoofletter, en sê, laat ons hulle bande stikkend druk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun. Vandag het ek self u gegenereer. En wat sê God dan aan sy seun? Eis van my. En ek wil nasies gee as u erfdeel en eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. En dan 'n uitnodiging aan die konings van hierdie aarde. Wees dan nou verstandige konings. Laat julle waarsku oor regters van die aarde. Dien die Here met vrees, juig met bewing. Kus die seun dat hy nie toornig word op julle. Ekskuus, nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Vriende, dis die sentrale tema van die ganse skrif. Van Genesis tot Openbaring. Die verheerliking van God se seun. Die Here Jesus wat opgelig en verheerlik word. En wat uiteindelik op sy regmatige plek gaan sit as heerser oor die ganse heelal. Dis die fokuspunt van die Bybel. Die Here Jesus as heerser. Ons heiland en sy heerlikheid. En vriende, alles wat heidaglik in die wêreld gebeur, soos alles wat alreeds gebeur het, en alles wat nog gaan gebeur, werk op na een doelwit toe, een fokuspunt, een klimaks, die ewige en regverdige heerskappy van ons Here Jesus. Dis dit. Dis waarna toe God op pad is. 'n ewige koninkryk met sy seun op die troon. En God gebruik die nasies om dit te doen. Die situasie in die Midde-Ooste tans, die oorlog daar, die situasie wat ons hier in Suid-Afrika het, die situasie wêreldwyd, alles is deel van hierdie plan. Alles is in lyn met sy heilige doelwit. Heidiglik werk alles op na die anti-kris toe, die valse Messias wat die wêreld gaan mislei, en wanneer hy uit die pad uit is, dan kom die koning van die konings, en hy kom sit sy voete op die Olyfberg neer. Alles deel van die plan. Baie verstaan ons nie nou nie, maar dis alles deel van die plan. En dan wanneer God klaar die nasies gebruik het om sy heilige wil te volbring, dan gaan hy die nasies oordeel volgens sy heilige plan. En in dit alles is ek en jy ook in sy plan. Dit hang net af aan watter kant van sy plan ons staan. Aan die kant van sy koninkryk of aan die kant van sy oordeel. Indien ons aan die kant van die koninkryk is ons geseënd en veilig. Maak nie saak wat gebeur nie. Die nasies en die wêreld kan maar woel, die oorloë en die opstande kan maar voortwoed. Ek en jy werk rustig in sy wingerd totdat hy kom. Dis alles deel van die plan. En hy is in beheer. Maar as ons aan die kant van sy oordeel is, dan is alles wat ons doen 'n mors van tyd. Want sy oordeel is op pad en ons sal saam met die nasies geoordeel word. Kom ons kyk weer na die laaste 3 verse van Psalm 2, ek is amper klaar. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, regters van die aarde. Dien die Here met vrees, juig met bewing, kus die seun, sodat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. 'n Laaste gedagte. God gebruik dikwels sondaars en ongeredde mense om sy werk en sy wil te volbring.
soos hy die kreti en die pleti gebruik het. Dit beteken nie dat hulle gered was nie. Hulle was nie. Hulle het hulle nooit tot God bekeer nie. Maar hulle het sy werk gedoen. Sy wil uitgevoer. Seker gemaak dat die bloedlyn van die Here Jesus reg bly. Reg deur die tyd wat die bloedlyn gevorm het. Dit het my laat dink aan Matteus 7 vers 21 wat sê, nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Die vraag vanmôre, terwyl ons afsluit. Is jy al waarlik wedergebore? Is jou sonde weggewas deur die bloed van die lam? Is jou naam alreeds geskrywe in die boek van die lewe? Is jy vervul met die Heilige Gees en dra jou lewe die vrugte wat by die bekering pas? Kus die seun. As jy kan sê, weet jy, ek is waarlik wedergebore. God het my vervul met sy Heilige Gees. My sonde is weggewas. Hy is my koning, hy is my Heer, hy is my heiland. Dan maak dit nie saak wat om ons gebeur nie. God is aan die werk. Hy gebruik nasies, hy gebruik sondaars, hy gebruik goddelose konings, hy gebruik goddelose presidente, hy gebruik korrupte regerings, hy gebruik Islam, hy gebruik Hindoeïsme en Boeddhisme op maniere wat ek en jy nie eers kan begin om te verstaan nie. Hy werk na een doelwit toe, die kragtige heerskappy van sy seun. Die vraag vanmôre is ek en jy aan die regte kant? Miskien sal jy sê vanmôre, en dis miskien vir iemand wat luister hierna, maar die Here gebruik my. Ek bid vir mense en word hulle gesond. Die Here het die kreti en die pleti ook gebruik. Hulle is nooit gered nie. Is jy wedergebore? Is jy bloed gewas? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanmôre kan sien dat U werk deur alle nasies. U gebruik almal soos dit U wil en U heilige plan pas. En dis reg so, Here, want U het ons geskape, ons behoort aan U. En die wat nie voor U buig nie en nie hulle lewens voor U neerlê nie, sal U eendag oordeel en dis ook reg. Ek bid vanmôre, Here, vir iemand wat luister na hierdie boodskap wat nog nie werklik gered is nie. Miskien dink, ag wel die Here gebruik my so, ek moet seker sy kind wees. Nee, Here, asseblief open hulle oë. Help hulle om by U uit te kom, om die seun te kus, wedergeboorte te beleef, rein te kom voor U, Here. En vul hulle dan met U Heilige Gees. Help ons wat U dien en wat U volg om rustig te wees, Here. Terwyl die wêreld en die nasies woel en die dinge besig is om te gebeur, elke liewe ding is deel van die plan. Help ons, Here. Maak ons rustig, kalm, gee ons genade om te werk in U wingerd en nie bekommerd te wees nie. U sal kom wanneer U kom, ons moet gereed wees. En ons bid dat U vir ons sal help. Dankie dat ons hierdie kan vra in Jesus se naam.